Goeienaand julle. Welkom weer hier in my studeerkamer en baie dankie dat ek mag na julle huise toe kom en dat ek hierdie tyd saam met julle mag spandeer. Ek het vanoggend in my stilte tyd 'n storie raak gelees wat ek lank terug ergens raak geloop het. Dis die verhaal van 'n Chinese Christen wat gearresteer is vir sy geloof en toe hy gearresteer is vir sy geloof in 'n poging om hom te breek en om hom 'n les te leer, het hom na 'n tronkkamp, een van hierdie intern kampe gestuur. En by hierdie kamp het hy aanhou die Here dien en om hom te straf en om 'n les te leer, het hulle hom na die Reuel deel van die kamp verskuif, daar waar die Reuel plaas lê. En sy werk was letterlik om al die verstoppings uit die Reuel pype te haal en in die Reuel plaas waar hy daar was, die werk te doen en seker te maak dat alles regloop. Natuurlik was die stank ongelooflik. Hy vertel dat die stank het naderhand in sy vel ingetrek. Hy maak nie saak hoeveel keer hy gebad het nie, hy kon dit nie uitkry nie. Hy sê maar die Reuelplaas was op die ou end vir hom die grootste vreugde van sy hele tyd wat hy in aanhouding was, sê hy. Want daar is hy ver van sy mense af. Niemand anders wil naby hom kom nie, weens die stank ook die wagtyd om uitgelos. En sê hy, dit het hom toegelaat om, wanneer hy by die Reuelplaas is, met oorgawe die Here te loof en te prys en te bid, iets wat oral anders verbied was, en as hy gevang sou word, sou hy gestraf word. Hy sê die Reuelplaas was die plek waar hy kon stil raak saam met die Here, en kon intree vir sy familie, en intree vir homself, en kon die Here aanbid en loof en prys. Hy sê die Reuelplaas het sy tuin geraak, en hy haal 'n ou lied aan, uit my kinderdae onthou ek vaagweg, ons het dit gesing. Ek gaan gou vir julle die woorde lees. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice so clear whispers in my ear, the Son of God discloses, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other will ever know. Mense, ek weet dit raak moeilik in lockdown. Ek weet dat die 4 mure mens wil vasdruk, dat die irritasie en die frustrasie vlakke begin klim. Maar ek wil vir julle herinner aan 'n Chinese dissident, Chinese gevangene, wat in die moeilikste omstandighede daai tyd gebruik het om met die Here uit te kom. En ek bid dat die volgende paar minute wat ons saam met die Here en saam met mekaar en saam met sy woord is, vir jou 'n plek is waar jy kan sê, die Here loop saam met my. Hy praat met my, hy vertel my ek is syne, en daarom mag ek hier veilig wees. En omdat ons aan hierdie Here behoort, kan ek vir jou vanaand groet en vir jou sê, genade vir jou, vrede en krag van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, en dit kom na ons lewe toe deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek gaan vanoggend vir ons lees uit 2 teksgedeeltes. Die een is in Kolossense 3, vers 1 tot vers 3. Die tweede gaan wees uit Filippense, hoofstuk 4, vers 6 tot vers 9. Kolossense 3 begin soos volg. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Dis Kolossense 3 vers 1 tot vers 3, en nou gaan ons lees uit Filippense 4, vanaf vers 6 tot vers 9. Vers 4 tot vers 9, ekskuus. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie,
maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het en gedoen en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Kom ons vra dat die Here sy woord vir ons vanaand sal oopmaak. Here, dankie dat wanneer ons vanaand hier by mekaar is, rondom 'n skerm of rondom iets waarna ons luister, weet ons dat U hier is. Dat U Gees in ons huise inkom, dat U by die tafel by ons aansit. Dankie vir die belofte dat U altyd by ons is. Here, ons wil daarom na U toe kom en vra dat in elke huis waar mense bewus is van U teenwoordigheid, dat U hulle besonder sal seën vanaand. Dat U hulle sal seën met die woord, dat U hulle sal seën met moed. Ek bid dat U die wat moeg is, sal nuwe energie gee. Dat U vir ons sal help om wanneer ons soos geknakte riete voel en leef, dat U ons nie sal breek nie. Ek bid Here dat die lampe wat ons lewens is, nie sal uitdoof nie. Ons het U nodig, Here. Ons het U nodig meer as ooit, en ek kom vra dat U die een sal wees wat ons sal dra, en die Gees wat vir ons leiding en rigting sal gee. Dankie ook vir ongelooflike mooi goed wat U toelaat om te gebeur, en die mekaar in moeilike tyd. Dankie dat ons weet dat alles wat mooi, goed en kosbaar is van U Gees kom. Maak ons kinders van die Gees, sodat ons kan leef uit die mooi en die goed wat uit U hand kom. Amen. Ek wil vanaand 'n bietjie met julle gesels oor hierdie ding wat tussen ons ore sit. Ek praat van ons brein, hierdie ongelooflike stuk skepping wat party mense reken oor 100 miljard verskillende koneksies het, waar daar 20.000 impulse ten minste elke sekonde deur ons brein flits, selfs wanneer ons slaap. Ongelooflike ding wat die Here vir ons ingeskep het, wat ons eintlik nie verstaan nie of weet hoe wonderlik dit kan wees nie. Die ongelooflike ding van hierdie brein is dat sy hooffokus en die ding waarop hy by verre die meeste energie en tyd spandeer, is om ons in die lewe te hou. So wanneer al die informasie reg rondom ons instroom, wat ons brein doen is hy soek vir die informasie wat hy dink dalk net ons oorlewing kan bedreig. Ek wil hê julle moet die prentjie hê van 'n sekuriteitskamer. En in hierdie sekuriteitskamer is daar hierdie bankmonitors wat van bo in die hoek links dwarsdeur tot onder in die hoek regs strek. En op elkeen van hierdie bankmonitors is daar 'n video wat hardloop en mense kan sien dat daar goed verby die skerm flits. Nou wat die brein doen, is die brein het al hierdie strome van informasie wat inkom. Maar wat hy doen, is hy fokus soos 'n sekuriteitswag op die dele van die informasie wat dalk vir ons 'n gevaar kan wees. As ek by skole gaan praat en ek wys vir hulle so 'n witbord soos die een wat hier agter my staan, en ek druk met 'n pen op die witbord en ek vra vir hulle, wat sien julle? Dan sien julle nie, ek sien 'n groot wit bladsy met 'n swart kolletjie nie, hulle sê ek sien 'n swart kol. Hoekom? Want die brein is gefokus om uit te wys die dinge wat vir ons dalk gevaarlik kan wees, wat anders is, wat snaaks is. Inteendeel, wanneer ons ongemaklik of bang voel, dan raak die brein so effektief dat hy ons korttermyn geheue heeltemal omtrent wegvat en ons langtermyn beter maak, sodat ons in die toekoms kan seker maak ons land nooit weer in hierdie tipe situasie nie. Wat die brein dan ook doen, in 'n poging om seker te maak dat ons veilig is hy speletjie. Die speletjie gaan soos volg. Die speletjie sê nou maar net, of wat as?
En wanneer ons daai sin klaarmaak, as jy deur jou gedagtes speel, en ergens in gedagtes daar 'n sin wat sê, wel, sê nou maar net, of wat as, dan is daar bitter min kere, want daai sin eindig op 'n positiewe noot. Die eerste ding wat jy dan dink, is gewoonlik wat kan verkeerd gaan, wat kan fout gaan, wat jou kan seermaak, wat jou kan bedreig. En die rede hiervoor is nou maar net, dat die brein wil hê ons moet daai goed, kennis neem van daai goed. Hy wil sê, kyk daar, wees bang. Hy dien ons, die brein dien ons, so snaaks so dit is, met vrees om ons seker te maak dat ons kan uitkyk en versigtig kan wees. Dit kom nog uit die dae toe ons groot diere gejaag het met klein stokkies. Ek onthou toe, kort na Johan se geboorte, het van ons vriende in Johannesburg een aand ons kinders opgepas, dat ek en Marna net weer vir 'n tydjie kan uitkom ergens heen. En ons het die kinders gaan haal, hulle gegroet, huis toe gegaan, en ek onthou ek dink dit was die maandagoggend uitgevlieg na Port Elizabeth toe. En terwyl ek in Port Elizabeth was, besig om te werk by een van my kliënte, kry ek 'n oproep van ons huisvriend, wat ook ons huisdokter was. En haar ma sê vir my, Jacques, ek wil hê jy moet asseblief jou kind na 'n oftalmoloog toe vat. Ek vermoed, hy het dalk nystagmus. Nou, as jy ouer is, dan sal jy verstaan, ek het onmiddellik op Dr. Google gespring en gelees wat is nystagmus. En nystagmus, in die volksmond praat mense van wobbly eyes, so sy oogie spring so bietjie, en dit het 'n paar gevolge. Die een is dat wanneer ons in 'n winkelsentrum stap, soos in die ou dae gedoen het, waar daar baie mense is, en ons draai, en hy's agter ons, kan hy nie altyd sien dat ons gedraai het nie, want sy oë kan nie iets optel as daar beweging agter dit is nie. Dit beteken ook dat hy 'n bal gewoonlik met sy gesig sal vang. Dit beteken ook dat goed soos afstandskat vir ons seun nog 'n uitdaging is. Eenvoudige goed, wat vir ander kinders amper natuurlik kom, soos monkey bars, is vir hom net nie so eenvoudig of so maklik nie. So, toe ek die stories begin lees van kinders met nystagmus, ek sien, maar dit word beskou as 'n gestremdheid in groot dele van die wêreld en so aangedui, toe begin ek die sê nou maar storieetjies speel. Sê nou maar, my kind kan nooit sport speel nie. Sê nou maar, hy sukkel om eendag te leer lees. Sê nou maar, hy kan eendag nooit 'n kar bestuur nie. Sê nou maar, en ek het aanhou hierdie sê nou maar storieetjies gespeel, mense tot so mate dat ek kon nagte nie slaap nie. Daar was 'n deel van my wat so hartseer was, dat dit gevoel het, ek rou vir 'n hele lewe wat my seun nie kan kry nie. En te midde van al hierdie goed, toe praat ek met 'n ou vriend van my, Kolile, en Kolile, sommer so nie verbygaan, terwyl ons gesels daaroor, sê vir my die volgende woorde, hy sê vir my, Jacques, that boy of yours is an answer to a prayer that somebody's going to pray one day. Die woorde het om een of ander rede net diep by my vasgesteek. En toe ek begin dink daaroor, toe besef ek, weet jy, ek is besig om 'n klomp goed te verwag, voor te berei vir my kind, wat dalk nooit kan gebeur nie, maar indien ek myself instel op hierdie goed, wat kan gebeur met my seun, gaan ek hom behandel asof dit gaan gebeur, en dan gaan ek my seun grootmaak op 'n manier, wat die lewe van hom steel. En ek begin toe die storie omdraai. Ek sê, wat as hierdie hom toelaat om op ander maniere te ontwikkel? Wat as dit vir hom deursettingsvermoë leer, soos nog nooit tevore nie? Wat as hierdie die perfekte tyd is vir 'n man soos hy om gebore te word, met iPads wat groter gemaak kan word, met self-driving cars, met soveel honderde ander goed. En toe ek begin met my seun werk op grond van wat as, en ek dink, wat kan gebeur, wat die Here se plan met hom kan wees, hoe die Here hom kan gebruik op sy spesiale manier, toe begin my kind anders reageer. En jy sou mense, dit is nou my seun, so ek gaan obviously bevooroordeeld wees, maar ek het 'n ongelooflike jong man daar, 10 jaar oud, en hy spandeer sy energie en sy tyd en sy fokus op die goed wat hom sterker, beter, slimmer kan maak. En wanneer mense vir hom sê, maar hoekom kan jy nie dit doen nie, hoekom jy nie dat doen nie, dan trek hy ook maar net sy skouers op en sê, my oogies is nie so goed nie, maar ek het ander goed. Baie keer, wanneer ons brein ons wil waarsku teen goed,
kan ons brein ons so laat optree, dat dit teen ons inwerk, dat dit ons eintlik skade doen. En wanneer ons na hierdie goed kyk rondom ons, en ons word bang vir hulle, as ons brein vir ons al die gevare uitwys, julle weet in 'n tyd soos hierdie, dan is dit maklik dat ons begin uit vrees leef. Dat hierdie speletjie van wat as die regering het nie goed bedoel nie? Wat as hierdie COVID-19 ding 'n mite is? Wat as ek my werk verloor? Wat as ons nooit herstel hiervan nie? Wat as ons alles verloor? Wat as, wanneer ek daai speletjie speel, dan begin my hele ingesteldheid van vrees word. En die vrees kom nooit alleen nie. Hy dra maskers. Hy dra die masker van vrees, hy dra die masker van woede, hy dra die masker van suspisie, en hierdie maskers maak dat ek in al groter vrees begin leef. Dit verduidelik ook hoekom mense so maklik 'n klomp nonsens glo as hulle bang is. As jy dink aan hierdie beeld wat ek gebruik het van hierdie banksekuriteitskameras. Enige iemand wat al ooit moes wag staan enige plek of 'n sekuriteitswag weet, dat wanneer ek 3 uur die oggend staan en ek is in so 'n halwe beswyming en daar skielike beweging of iets gebeur, dan het ek onmiddellik hierdie inspuiting van adrenalien en ek sommer beduiweld man oor hierdie ding wat hier voor my gebeur en ek is reg om te beklei. En baie keer wat gebeur is, wanneer ons na hierdie bankmonitors van ons kyk ons na die buitengewone. Ons kyk na die goed wat ons bang maak en dan wat gebeur is, ons fokus al ons aandag op daai een monitor, op daai een prentjie wat vir ons lyk asof dit die waarheid is en ons kan seermaak. So wanneer ons op daai een ding kyk, dan is dit alwaar ons dink. Dan is dit die goed waarop ons al ons energie en tyd fokus. Kyk mense, daar is monsters, daar is die COVID-monster, daar is die ekonomie-monster, daar is die monster van 'n onseker toekoms. So wanneer ons na hierdie goed kyk, dan is dit maklik om suspisieus te word, om verward te word, om kwaad te raak en sommer vir als, maar spesifiek ook vir die mense wat ons wil verantwoordelik hou vir hierdie situasie. Nou, mense, dis nie buitengewoon nie, dis nie abnormaal nie. Kom ons, ek kan met julle sê, ek raak soms verskriklik vies vir regulasies wat die regering uitvaardig wat glad nie vir my sin maak. My keel wil toetrek wanneer ek soos hierdie week 'n kursus begin bemark en ek dink as ek 50 na 100 inskrywings gaan kry, dan sal dit great wees. En soos ek nou met julle praat, het ons 2 inskrywings. Sal my keel toetrek en ek wonder oor hoe gaan ek my huis betaal, hoe gaan ek vir my vrou en kinders sorg. Daar is tye wat wanneer ek rondom my kyk, ek net wil moedeloos raak en 'n stuk woede in my opwel. Hierdie week sukkel my skoonpaale op 'n plaas waar hulle beklei teen die droogte wat nog nie gebreek is nie, om voer te maak en die voermenger se as breek. En nou moet die as kom uit Henneman en dan moet vervoer gereël word in 'n tyd van COVID en dit alles terwyl die regering hom nie help met 'n sent nie. Tye soos die wat ek wil amper 'n bietjie redeloos raak. En mense, ek vertel hierdie goed vir julle sodat julle weet julle is nie alleen in julle bekommernis en julle twyfel nie, maar ek wil ook hê julle moet weet dat dit tye soos hierdie is wat ek en jy moet kyk na ons monitors, al hierdie verskillende prentjies, die regering, die onvermoë van die sekuriteitsmagte, die mekaar wette, al daai goed is op die monitors. Maar ek en jy moet kies watter monitor ons na kyk. Ons moet kies of ons na die monitors kyk wat ons toelaat om die speletjie te speel wat as en ons wil laat spiraal, of ons na die monitor gaan kyk wat Jesus ons nooi om te kyk. Ek het vir julle 2 tekste gelees. Rig julle oë op Christus, rig julle gedagtes op wat daarbo is, op wat goed, op edel, rig julle gedagtes op die goed wat julle monitor, fokus op julle monitor wat vir julle 'n nuwe lewe kan moontlik maak en wat van julle iets anders maak, wat vir julle die suurdeeg maak
in 'n woedende, kwaad en afbreekende wêreld. Rig op die monitors wat vir julle die lig op die berg maak, in 'n tyd wanneer ander mense net na die donker kyk. Mense, julle moet ook onthou, dat terwyl ons in hierdie tyd leef, is ons hoofnuusbron baie keer sosiale media, of dit nou Facebook is, en of dit nou 'n ander medium is. Mense gaan na hierdie goed toe, hulle lees die goed, hulle kyk die video's wat hier gepost word, en is verskriklik moeilik om te onderskei wat is vals en wat is reg. Die probleem is, dat ons brein so ontwerp is, dat wanneer ek eers iets begin glo, dan gaan ek alles wat ek sien, wat daai ding ondersteun, gaan ek raak sien. Op 'n ligte noot, wanneer ek opleiding gee, en ek praat met mense oor hulle brein werk, en hoe om hulle brein beter te gebruik, dan vertel ek hulle daarvan, dat die brein gee vir ons informasie van goed wat ons alreeds glo. Een van die voorbeelde wat ek dan gebruik is, ek praat oor vroue bestuurders, en wanneer ek praat oor vroue bestuurders, is almal, ja, ek vind vroue bestuurders, hulle is so en hulle is. Die feite, die wetenskap, die navorsing, bewys egter, dat vrouens ongeveer 30 na 35% beter bestuur as mans. Heel wat minder testosteroon, baie versigtiger, en hulle maak minder ongelukke per kilometer as mans. Nou moet julle hoor wat die man sê. Ja, maar dis omdat ons hulle moet dophou omdat hulle so sleg ry. En dis die manier hoe die brein ons beskerm teen informasie, selfs feite, wat indruis teen dit wat ons graag wil glo. Nou wat sosiale media doen is, dit wys vir ons so 'n stroom informasie. Dan gaan die algoritme in die rekenaars van hierdie sosiale media platforms en hulle kyk na die informasie wat ek en jy oopmaak, klik op, die langste na kyk. Wanneer hulle sien wat ons aandag prikkel, dan begin hulle ons bedien deur vir ons meer van daai informasie te stuur. Mense praat van 'n echo chamber. Echo chamber is soos 'n grot waar jy inskree en al wat jy hoor is jou eie stem. En so word sosiale media al nouer geteken op jou om jou vooroordeele te bevestig. So ek kan vir jou amper waarborg, en dit sluit myself in, dat meeste van die informasie wat na my kant toe kom op sosiale media definitief subjektief is. Dit wys my die goed wat ek graag wil glo, wat ek oor lees, wat ek oor navors, om my te ondersteun, en dit onderdruk die informasie wat van my verskil. Nou, hierdie is verskriklik belangrik. Wanneer dit gebeur, en ons is al reeds bang, ons is al reeds suspisieus, ons is al reeds kwaad, dan gaan ons nie die goed lees, of ondersteun, of ondersoek, wat die regering in 'n positiewe lig stel nie. Ons gaan juis soek na die goed, wat ons vrees kan voer, en ons woede kan voer. En wanneer ons dit doen, dan raak dit 'n siklus, want nou deel ek weer hierdie goed, en daarom sien ek meer van hierdie goed. Nou mense, ek wil vanaand vir jou 'n uitdaging stel, en ek daag jou uit, waar jy sit in jou huis vanaand. Ek wil jou uitdaag, om vanaand 'n keuse te maak, om na 'n ander monitor te begin kyk, as die monitors wat jou vrees, jou woede, en jou angs voer. Ek wil hê, jy moet kyk na die monitor wat jou suspisie minder maak eerder as meer. Want die verkeerde monitor gaan jou geloof in Jesus Christus versmoor. Dit gaan jou toelaat om oorweldig te word deur vrees. Hoe weet ek kyk na die verkeerde monitor? Ek kyk na die verkeerde monitor as ek agterkom ek leef in vrees, as ek agterkom dat my woede al hoe dieper opbou, dat ek hierdie woede, hierdie kwaad wat ek voel uithaal op my familie, of dit gebruik om opmerkings te maak op plekke so sosiale media's, wat ander mense afbreek, wat mense wat moontlik ook kinders van die Here is en lief is vir Jesus, in 'n negatiewe lig te stel. Wanneer ek goeders deel sonder om die regte navorsing te doen, om te verstaan wat aangaan, dan is ek besig om my verkeerde monitor te op te hou. Die Bybel leer ons dat dit nie verkeerd is om kwaad te wees nie, maar die Bybel leer ons wel, dat wanneer ons kwaad is, het ons nie die leksheid om te sondig nie. Die Bybel sê blykbaar, ek het dit nie self getel nie, dalk is dit iets wat ons kan navors, dit is in elk geval 'n bietjie gesonder. Die Bybel sê blykbaar 365 keer, moenie vrees nie, moenie bang wees nie. In die Bybel leer ek, dat wanneer ek deur die lens van die Gees en Christus na die wêreld kyk, is daar 'n vrug,
die vrug van die Gees, vreugde, vrede, liefde, geduld, lankmoedigheid. Mense, ek wil hê jy moet 'n inventaris gaan doen. Jy moet 'n inventaris gaan doen van jou binnewêreld. Jy moet 'n inventaris doen en vir jouself vra, is dit wat ek in myself beleef? Is dit wat ek in myself beleef? Is dit van die Here of is dit van sosiale media? Is dit deur die Gees of is dit woede wat gedryf word deur 'n klomp goed wat ek lees, wat dalk of waar is en dalk nie? Nou, hoe draai ek om? Hoe kyk ek na die regte monitor? In die eerste plek, mense, ek draai na die regte monitor deur regtig met oorgawe te bid en sê, Here, wys vir my wat u waarheid is, wys my u self, Here, wanneer ek deur die rioolplaas stap, help my om te sien ek is in die tuin waar Jesus my ontmoet. In die tweede plek gaan dit daaroor dat ek die woord lees, die Here se woord aanhou lees, en ek in jou waarborg, die Here se woord dryf nie jou na vrees nie, die Here se woord dryf nie jou woede na ander mense nie. Ek in jou waarborg is heeltemal 'n ander lens. Dit begin dat wanneer ek dit waag om na sosiale media platform te gaan, wat in elk geval dink ek op hierdie stadium nie 'n veilige plek is nie, maar as ek so toe gaan, dat ek kan praat oor die Here en sy goedheid en sy sorg, dat ek kan praat oor my vertroue in die lewende Here, dat die goed wat ek deel opbouend sal wees en niemand te na sal kom nie. Wanneer ek hierdie goed begin doen, wanneer ek met my gesin begin praat oor hoe die Here sorg en hoe hy voorsien, as ek my vertroue begin uitspreek in hom, soos wat ek vanaand doen, wanneer ons hierdie goed begin saam doen as 'n geloofsgemeenskap, al is ons nie in dieselfde gebou nie, dan begin ek fokus op die monitors wat vir my Jesus lewendig maak in my eie lewe, in my eie hart. Wanneer ek meer liefde begin beleef, omdat ek meer liefde gee, wanneer ek meer van 'n koneksie beleef met mense, omdat ek moeite doen om uit te reik in liefde, eerder as om saam te stem in woede. Wanneer ek 'n verskil maak, deur mense te bemoedig en te ondersteun, eerder as om mense af te kraak en op te sweep, dan begin my lewe weer sin kry. Mense, ek en jy word in Petrus genoem 'n koninklike priesterdom. Wat is 'n koninklike priesterdom? 'n Koninklike priesterdom is die mense wat tussen die koning en die volk staan, die koning Jesus, en die koning Jesus na die mense bring en die mense nader aan die koning bring, wat offers bring ter wille van die volk, nie ten koste van die volk, wat offers bring, wat versoening wek tussen mense en tussen mense en die Here. Ek en jy is priesters in God se koninkryk, wat mense aan die kruis toe bring. So ek wil jou vanaand uitdaag, laat jou monitor gefokus wees op Jesus. Mag alles wat jy uitspreek, alles wat jy doen en alles wat jy deel, spreek daarvan dat jy 'n kind van Jesus is. Gaan kyk 'n bietjie na jou sosiale media stroom as jy op sosiale media is. Gaan dink 'n bietjie aan die goed wat jy sê in jou huis, teenoor jou gesin, teenoor jou vriende, op telefone of op WhatsApp. En wanneer jy daarna gekyk het, vra jouself, het ek nodig om my fokus te skuif? Wat as die Here hierdie tyd gebruik om jou en my te leer wat dit is om in afhanklikheid van hom te leef? Wat as hierdie tyd is waar gelowiges getuies uitstaan, omdat dit rondom ons donker is en ons die lig bring? Wat as die Gees hierdie tyd wil gebruik en die Gees nog nie klaar is nie, en die Gees daarom nie toelaat dat ons grendeltyd nou al opgelef word nie? Wat as? Amen. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's a light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus,
in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Through death into life everlasting, He passed and we follow Him there. Over us and no more have dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Here, ek wil bely dat ek huurders in my kop het wat nie huur betaal nie. Dat vrees in my verstand wil inwerk. Dat woede soms my gedagtes wil oorneem. Ek wil bely, Here, dat die vrug van die Gees elke nou en dan maar redelik vrot lyk in my lewe. En ek wil vra, Here, dat U my sal vergewe. Ek vra dat U saam met my, elkeen wat na hierdie preek luister en kyk, sal help om op die monitor van Christus te fokus. Op die monitor van hoop en liefde en vrede, geloof. Help ons, Here, om 'n filter op te sit, wat slegs die suiwer water, die lewende water van Jesus Christus toelaat. Help ons, Here, om wanneer ons hier opstaan en wegstap, op nuwe maniere te dink en te wees, dit in te oefen, en dat die Gees ons harte en ons sinne sal bewaar. Voorsien vir ons, Here. Voorsien vir ons in terme van ons verhoudinge, voorsien vir ons in terme van ons bydraes, die maniere ons gee vir ander, voorsien vir ons in terme van ons groei in U, voorsien vir ons ten brode. Here, voorsien vir ons, want uit onsself kan ons nie en het ons niks om te gee nie. Maak ons nie, Here, haal ons kliphart uit, geef ons 'n hart van vlees, wat warm klop met empatie teenoor elkeen wat swaar het, en elkeen wat onderdruk is. Here, laat daar geen plek of ruimte in ons lewe wees vir suspisie, woede en haat nie. Laat ons koninkryksmense wees. Ek vra dit in U naam, Here. Amen. Mense, ontvang die seën van die Here. Die Here sal ons seën en ons bewaar. Die Here sal sy genade in ons uitgiet. Die Here sal ons gedagtes in ons hart vernuwe. Die Here sal vir ons vrede gee. En die Here sal ons gebede verhoor. Amen.